Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 20 Januarie. Breinimplanting of breinchirurgie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat U ons skenk om hierdie studie te kan leer en uit die woord te kan lees. Ons vra dat U hierdie gedeelte vir ons mag seën en dat U wil daaruit mag skiet. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. 'n Toenemende aantal maatskappye rondom die wêreld is besig om aan tegnologie te werk wat 'n rekenaar se brein met die mens se brein sal kan verbind of koppel. Met ander woorde, deur die mens se brein met 'n rekenaar te verbind, hoop die wetenskaplikes om deur middel van die rekenaar op ons gedagtes te kan inwerk. Alhoewel die gebruik van inprenting in die menslike brein positiewe resultate teweeggebring kan word wat byvoorbeeld 'n persoon met epilepsie, depressie en Parkinson sal kan help, is die moontlikheid van sinistêre gebruik nie uitgesluit nie. Beheer oor die verstand is nie meer te vergesog nie. Op een of ander manier is dit reeds die geval. Ons brein is soos 'n rekenaar, net meer superieur. Die konstante vloei van inligting waarin ons daagliks blootgestel word, programmeer ons brein, kondisioneer ons gedagtes en rig ons handelinge. As ons onsself deur die media laat oorheers, word die wêreld se denke op ons brein ingeprent en dan begin ons om ook so te dink. Dis asof ander mense se gedagtes op ons sin oorgeplant word. Ons moet soos Jesus in Romeine 8 vers 6 geestelike dinge bedink. En in 1 Korintiërs 2 vers 11 en 12, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God, wat Paulus met die gees van die wêreld kontrasteer. Wie is ons leermeester en wat leer ons? Lees Filippense 2 vers 5. Wat dink jy beteken dit om die gesindheid van Christus te hê? Ons lees dan nou Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Filippense 2 vers 5. Per slot van rekening kan ons gedagtes verander, maar ons kan nie ons hart verander nie. Net God kan dit doen. Die Heilige Gees moet ons harte opereer deur middel van, soos Efesiërs 6 vers 17 dit sê, die swaard van die Gees. Deur die lewende en magtige woord van God wat deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en 'n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van die hart, soos Hebreërs 4 vers 12 dit stel. Net deur die Heilige Gees kan ons werklik onsself leer ken, want van nature bedrieg ons harte. Jeremia 17 vers 9 sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Die Hebreëse woord vir bedrieglik of akof verwys na 'n stamperige grond wat ons potjie. Ter verduideliking, dit beteken gedagtes wat jakkelsdraaie loop, verdraaid en krom is. Ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, soos gelees in Romeine 12 vers 2. Hoekom is dit so belangrik dat ons wat Paulus hier vertel sal opvolg? Ons lees en sluit af met Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Filippense 4 vers 8.